Goeienaand van my kant af, is lekker om saam met julle te kuier vanaand. Vir die wat nie geweet het nie, ons het Afrikaanse en 'n Engelse diens in die oggende en ek dink dit is net cool om so 'n bietjie te sien wat ook in ons Engelse diens aangaan. Dit is pretty cool, hè. Dis ook cool om al die cute kindertjies te sien. Baie keer as mens met daai mense praat, dan dink jy, "Jesus, hierdie kinders is nog ons volwasse en hulle weet baie daarvan." Maar dit is so mooi om te sien wat die Here besig is om te doen in hierdie kampus. Die Here is besig om Doxydeye Raslou 'n model te maak vir die toekoms van Doxydeye. Ek weet nie of julle dit besef nie. Maar ons Engelse diens is fire. Nee, dis fire. Dit is so 'n mooi prentjie van Suid-Afrika, verskillende groepe, verskillende rasse van reg oralste af. Swart, Indiër, kleurling, wit, wat bymekaar kom en dit voel net so reg. Dit is so lekker om te beleef. Kom check it uit. Ons maak vanaand klaar met ons reeks The Familiar Stranger. En yes, wat 'n reeks. Ek dink mens onderskat wie die Heilige Gees is en wat hy vir jou kan doen en wie hy vir jou is. En ons het in hierdie reeks het ons al gesels oor hoe dit maklik is om God die Vader te imagine. Jy dink aan 'n pa-figuur en jou kop hardloop en jy dink aan Jesus. En jy sien die kruis en jy sien hoe hy sit op sy troon en dan wanneer dit kom om die Heilige Gees te beskryf en hom te define, dan raak dit baie keer soms moeilik. Dit raak moeilik om hom te ground vir onsself. Vir van ons, jy weet, as jy dink aan die Heilige Gees, dan dink jy aan wind, van ons dink aan vuur, van ons dink aan krag, van ons dink aan wonderwerke. Van ons dink aan 'n wolk, jy weet, dit is moeilik om hom te gaan plaas in so 'n state, maar wat ons wel weet van die Heilige Gees is, nommer 1, hy is 'n persoon met emosies, met 'n wil, met 'n intellek. You can grieve him, you can be happy, you can be sad, hy kan al hierdie emosies beleef. Ons weet ook dat die Heilige Gees is ten volle God. Hy is equal tot Jesus en hy is equal tot die Vader. Hy is nie lesser than nie. He is fully God. And he is now God on the earth. Jesus sit saam met die Vader in die hemele. En die Heilige Gees is op die aarde. He's God on the earth and he is the person who walks with you through all walks of life. Hy is die een wat jou bedien in die nag wanneer jy slaap, wanneer jy unconscious is, dan bedien hy jou hart. En hy kommunikeer met jou die drome wat in die troonkamer lê vir jou. Hy is die een wat saam met jou in die besigheid instap wanneer deals moet gebeur. Hy is die een wat saam met jou in die sales speech sit. Hy is die een wat saam met jou hardloop op die sportveld. Hy is die een wat saam met die universiteitsklas instap. Hy is jou life partner, hy is jou life companion. Hy is jou bron van lewe. Sonder die Heilige Gees is jy dood. Jy is niks. As dit nie vir hom was nie, was jy nog steeds ewiglik dood binne in jou gees. As dit nie vir die Heilige Gees was nie, kon jy nie in die hemel inkom nie. Ek dink ons kan vir die Heilige Gees 'n handeklap gee in hierdie plek vanaand. He deserves it. We honor him, we love him, we adore him. Ons vat nie die Heilige Gees ligtelik op nie. In die oggende as ek opstaan, dan maak ek tyd want hy's die belangrikste persoon in my lewe. Daar is nie 'n hoër autoriteit, 'n hoër gesag as hy in my lewe nie. Dink aan die ou wat jy die meeste highlights op aarde, die ou wat jy die graagste van ontmoet, he's above that. En jy het access tot hom 24/7. En ons gaan deur lewe asof hy net soms net ja, whatever. As jy som die top entrepreneurs in die wêreld nou kon sit, hy sal wat gee om by hulle uit te kom? Om raad te kry, om gementor te word deur die beste van die beste. Maar jy het access tot die een wat alles gevorm het, georchestrate het, wat alles besit, en ons beskou hom net as ligtelik. In die oggende as jy wakker word en sê, goeiemôre, Heilige Gees, Gees van Jesus. Jy is so welkom in my lewe, jy is so welkom in my hart, Here. Vandag kom loop saam met my, beweeg saam met my. Come and teach me your ways, make me aware of your presence. Lord, I honor you, I do not take you for granted. Walk with me. En hy leer jou alles van Jesus, van jouself, van die huwelik, van mense, van besigheid. He teaches you everything. Baie van ons weet wat die Heilige Gees in staat is om te doen. We know he's been on the earth since the very beginning. We know he is the power that created the universe.
Bybel sê in Genesis dat hy hovered over the waters of the sea. Hy het alles begin deur Jesus. Dis daar van die begin af. Ons weet wat hy kan doen. Maar hy wil jou dieper vat. Hy wil nie net hê jy moet weet wat hy kan doen nie. Hy wil hê jy moet weet wie hy is. He wants you to know him personally. Ons het ook in hierdie reeks gesê, baie mense soek die Heilige Gees of identifiseer net die Heilige Gees wanneer die vuur val en wanneer mense omval en wanneer healings gebeur en wanneer mense in taal uitbreek. En daai is beautiful om te sien wanneer deliverance gebeur, wanneer demone hardloop. Dit is vrek mooi om te sien because it testifies of the power of the Holy Spirit. Ons het donderdag aand by die Hemelvaartdiens het ons gesien hoe kragtig die Heilige Gees beweeg het oor ons mense. Wie was daar gewees donderdag aand? Come on, kan ons Here 'n handklap gee vir daai aand? Dit was powerful, man. It was powerful. En it's beautiful as dit gebeur. Maar die Heilige Gees is ook by jou. Wanneer jy gediagnoseer word met kanker en jy sit in die chemostoel. Hy's ook daar. Hy's ook daar wanneer jy jou werk verloor. Hy's ook daar wanneer jy nie kering kry vir universiteit nie. En die Heilige Gees wil jou bless. Wil jou seën. He wants to give you power. But before that, he wants you to know him personally. Hy wil hê jy moet weet hoe voel hy oor jou. Hy's super lief vir jou. He adores you. His eyes are on you. Hy is altyd by jou. Ons message title vir vanaand, the greatest evidence of the Holy Spirit is not only in his power, but the evidence of the Holy Spirit lies within his love for us. Baie keer gaan soek ons net die Heilige Gees waar die vuur val, maar die Heilige Gees lê daar wanneer jou hart gequench word met liefde. Familie, dis great om in gifts te kan function. Dis great om te kan profeteer. Dis great om vir mense te bid vir genesing. Maar ek weet nie of jy dit weet nie. En nou moet ek die regte woord gebruik. Jy moet my help, as dit nie reg uitkom nie, vergewe my, het grace op my. Jy kan profeteer en nog steeds 'n poepel wees. Ja? Jy kan charismaties wees, maar mense soos varke hanteer. Jy kan baie mooi bid, en jou stemtoon verander wanneer jy bid en supergeestelik lyk. Luister, jy impress nie enige iemand of die Here met sulke tipe goedjies nie. Krag van die Heilige Gees is nodig. Gifts are necessary. Prophecy, gifts of healing, deliverance, these things are necessary. The Holy Spirit gives us special abilities in order for us to minister accurately and effectively. Ons het gifts nodig. Maar belangriker as dit, het ons die vrug van die Heilige Gees nodig. Want die vrug wat ons dra, praat van ons private lewe. It speaks about our everyday walk. Jy kan 10 miljoen rand in jou bank hê, of 10 rand in jou bank hê, maar jy kan vol joy wees. En dis belangriker vir die Heilige Gees dat jy vrug dra, meer as wat jy in gawes function. Jy kan vir iemand bid om genees te word, maar jy kan nog steeds 'n leë hart hê. En die Bybel sê, a poor heart cannot prosper. A corrupted heart cannot prosper. En daar's vrugte wat ons dra as gevolg van die Heilige Gees wat binne in ons woon. Nou, the Holy Spirit's greatest work is forming Christ-like love in us. The goal of a Spirit-filled life is not just the ability to speak in tongues, preach with fire,
prophesy the future. The goal of a Spirit-filled life is that you may first be filled by His love. Amen? He first wants you to know how much He loves you. And He wants you to be full of love. Love is the evidence of a Spirit-filled life. Galasiërs hoofstuk 5 vers 22 en 23. Hierdie is in die Passion refrein. Hier is 'n vertaling wat dit so mooi uitbreek. Hoor gou hoe mooi is hierdie. The fruit produced by the Spirit within you is divine love. Love. Not gifts. Gifts aren't fruit. Gawes is nie vrug nie. Gawes is gegee vir 'n spesifieke rede om effektief te kan bedien. Vrug sodat jy kan vol wees van sy liefde en mense met liefde hanteer. Dis baie belangriker vir hom. It produces love in all its varied expressions. So hy sê dat liefde druk homself uit in verskillende maniere. Eerstens, there shall be a joy that overflows. Weerens, of jy min het, of jy baie het, it doesn't matter, there's fruit. Of die ekonomie crash, of hy sterk is, it doesn't matter. The river of living water flows from within. Daar is vrug in my lewe. There is joy within me. Tweedens, a peace that subdues. Derdens, patience that endures. Ons dink altyd die ouens wat die akkuraatste profeteer, het die meeste Heilige Gees in hulle. Wat van die ou wat patience practice? Wanneer hy 'n argument is, wanneer hy benadeel word, wanneer iets teen hom draai, wanneer valse aantuigings teen hom kom and he endures with patience. Daai is ook evidence dat daai ou is vol van die Heilige Gees. So vrouens, julle mans is vol van die Heilige Gees. Manne, amen. Halleluja. Ons het baie geduld. Baie. Ons raak nie kwaad nie. Kindness in action. Ouens, hier is nie rocket science nie. Ons praat nie nou van die skrifgeleerdes en die airy-fairy hoe staffietjies nie. Just be kind. Just be kind. You're full of the Spirit. Amen. Just be kind. Kindness in action. A life full of virtue. A faith that prevails. Gentleness of heart. So mooi. En dan laastens strength in the Spirit. Ander vertaling sê perseverance. Perseverance. Uit te vermoë. Uit te vermoë. Uit te vermoë. These are all signs that you are filled by His Spirit. Gifts on your life does not always tell that you know Him. Yeah. Gifts testify of the power of the Holy Spirit. Fruit testify of the intimacy of the Holy Spirit. Ja, is julle met my? Gawes getuig van die krag van die Heilige Gees. Die vrug getuig van die intimiteit wat ons met hom het. Al twee is nodig. Both are necessary, but love comes first. For without love, you are nothing, you're empty, jy's leeg, jy's void, jy's depressed, jy's donker. You get depressed prophets. Iemand kan net suddenly in 'n gift intree. Gifts is vir almal. As die Here wil besluit, hy wil nou vir jou 'n gift gee, want ons iemand langs in jou wat nou daai gawe nodig het, en jy's willing, en jy sê, ja Here, gee vir my daai gift, laat ek vir hom woord gee, laat ek vir hom bid, he's gonna give it to you. En dit is moontlik dat jy vir iemand 'n gift kan gee sonder om vir hulle lief te wees. Dit is moontlik. It's not good, but it's possible. And God will find any way He can to get to His people. But God honors love first. Matteus 7, hier kom my. Maak vas jou sitplekgordel. Ek weet nie wat jy double strap het of jy net ek weet nie, dalk sit jy in 'n babakar stoeltjie. Maak vas.
Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Cast out demons in your name. Done many wonders in your name. And then I will declare to them, I never knew you. Gawes is nie 'n bewys dat jy hom ken nie. God wants you to know him. Hy's nie so concerned oor jou blessings en oor die mooi goedjies nie. He's concerned about your heart. He wants your heart. He wants you. And he wants you to want him. Waar ons met die Here oor praat is die blessings. En ons dink die blessings en die krag en al die charisma gaan ons volmaak in die binnekant. But we stay empty. And guess what? God will remove blessings from you so he can get to your heart. Baie keer kom hy en hy weet blessings en charisma gaan jou distract van hom af. So he withholds them from you. Because he wants you to know him. Baie keer as ons 'n deurbraak kry in ons lewe, die wonderwerk gebeur, poep volgende dag, die Here is great, 2 dae later gaan jy weer aan soos normaal. And you haven't gone deeper yet. He wants you to go deep with him. Come on. Hy weet blessings en charisma en al die wara kachara goeters it's not going to fill you. Selfs in jou gebedslewe. Soos, wat as jy net in die oggend in die sitkamer gaan sit of in jou kantoor en jy maak die deur toe en al wat jy net op meditate is, Lord, thank you that you love me. Thank you for your presence. Thank you that you reside within me. En vir 'n halfuur meditate jy net op dit. Daai gebed is ver meer powerful as wat ons in 'n vertrek instap en ons babbel vir 'n halfuur lank en sê net goed. Stemtoon, mooi woordjies, it does not impress him, it does not move him, your heart moves him. He's not so attracted by your prayer, he's attracted by the motive of your prayer. He doesn't listen to the sound of your voice when you pray, he listens to the heart that is praying. He wants a pure heart that's after him. Meeste van ons gesprekke met die Here gaan net oor wara, soos die Fariseërs. Be quiet. Meditate on my love for you. Know that I love you. Johannes vers 15, 4 en 5, julle ken hierdie. For a branch cannot bear fruit if it is separated from the vine. Help me gaan met daai woord, severed. Daai ene, hoekom sit hulle om daar? Separated from the vine. Hy sê, you cannot be fruitful unless you remain in me. Yes, I am the vine and you are the branches. Those who remain, 'n ander woord vertaling sê, those who abide in me, and I in them will bear much fruit. Wat is hierdie vrug waarvan ons praat? It's the love of the Holy Spirit. You will be full of love. Your thirst will be quenched. Your hunger will be met. You will be full of joy and peace and kindness and goodness and long-suffering and patience. And you won't need anything this world has to offer you, because I will be enough for you.
Love is not forced. It's a natural response of my identity. Dis soos 'n lemoenboom. Het jy ooit gesien dat 'n lemoenboom soeg en sweet en druk om vrugte te dra en ons sweet hy sommer sulke juices uit? Niemand het ooit 'n lemoenboom gaan die 3-punt plan gee oor hoe om lemoene te dra nie. Dit kom vir hom natuurlik want is in sy DNA. Want 'n boom word geken aan die vrugte wat hy dra. Jy identifiseer hom as gevolg van die DNA wat hy dra. Die DNA is die genetic code wat in die mucus lê van jou liggaamselle. En dit gee die kodes af om nog verder daai selle te produce. And you produce what you are. 'n Lemoenboom kan nie 'n druiwetros produce nie. He doesn't know how to. It's not in his identity. Ek is nie veronderstel om enige iemand of myself te leer oor liefde nie. Amen. It's just supposed to come natural to me because I abide in him. Julle ken daai storie in Lukas 10 van Martha en Maria. Martha en Mary. Jesus gaan en sy disippels en hulle gaan kuier by die twee. Wat is die een mee besig? Met die dinge van die Here. Was die skorrel goed, doen nie catering, doen nie dit, doen nie dat, en hoop dat haar werke gaan om impress. It does not. Abide means to rest in his presence. Just be with me. Hoop, probeer met jou mooi gebede en jou kerk toe kom en jou Bybeltjie lees en it's empty if there's no love in you. En die ander ene, Maria sit by sy voete. Doe nie die dinge van die Here nie, she just abides with him. And that for him is enough. Hoor wat sê Jesus Vader, dis nou nie op die bord in Lukas 10. Martha was distracted by the big dinner she was preparing. She came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? Tell her to come and help. But Jesus, the Lord, said to her, my dear Martha, you are worried and upset about all these details. There is only one thing worth being concerned about, and Mary has discovered it, and it will not be taken from her. Hoe mooi is dit? Weer eens ek sê, gifts is nodig, but it's not the starting place. You gotta have fruit. Moenie verlei wees deur mense met charisma nie. The world doesn't need more Christians with charisma. The world needs more Christians with compassion. Come on. Wel, het hierdie gelees laas week. 1 Korintiëns 13. If I speak human or angelic tongues, but do not have love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. Die probleem met hierdie ding wat net geraas maak is jy trek aandag vir die verkeerde redes. It's pretty much what die Fariseërs gedoen het. Try to impress God with the nice things. No. You pull attention for the wrong reasons. You're a disturbance. You're not in harmony. Dis wat gebeur wanneer jy sonder liefde is en probeer gifts uitleef sonder liefde. Na ruk, jy kan een keer akkurate profesie gee, die tweede keer en die derde keer gaan dit vir jou vrek baie moeite wees. Because you want to impress. En dan gaan dit uit jouself uit begin doen. Dan gaan jy begin misprofeteer, verkeerd profeteer.
Jy kan die eerste keer kan jy vir iemand bid en hulle word genees en jy dink, ja, sien, check, wat het ek gedoen? Wow, dit is great, ek het vir iemand gebid en hulle is gesond. Die tweede keer gaan jy dit begin doen sonder liefde. Die derde keer gaan jy dit begin doen uit jou eie pride uit en niks gaan begin gebeur nie. Want jy begin leeg te raak en jy begin net soos 'n klinkende simbaal leegblik. You need love. A tree is known by its fruits. Ek het dit gesê. Matteus 7. Hierdie is powerful. Be aware of false prophets who come disguised as harmless sheep, but are really vicious wolves. Vers 16 sê, you can identify them by their fruit. That is, by the way they act. Your actions are determined by your identity. 'n boom word uitgeken, geïdentifiseer aan die vrug wat hy dra. Die vrug wat hy dra praat van die behavior van die boom. Die behavior van die boom getuig van wat hy is. 'n kind van God se gedrag getuig van wie hy is. Amen. Can you pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? A good tree produces good fruit, and a bad tree produces bad fruit. A good tree can't produce bad fruit, and a bad tree can't produce good fruit. So every tree that does not bear good fruit is chopped down and thrown into the fire. Wat dit beteken is die boom word vir iets anders te gebruik as wat hy geroep is vir. As 'n boom dood en ons is geen lewe en vrug wat hy dra nie en hy vra, wat doen ons? Hey, hier's 'n dooie boom, kom ons chop hom af en ons gebruik hom vir vuur. Wat beteken you lose your purpose in life when you do not bear fruit, when you're not filled with love, you lose the purpose of life. You are useless. I am useless if I am without love. Vers 20. Just as you can identify a tree by its fruit, so you can identify people by their actions. As jy regtig wil weet of iemand die liefde van die Heilige Gees verstaan, kyk hoe hanteer hulle mense. Come on, mense. Die manier hoe jy mense hanteer, bepaal alles. Ek sê weer, bepaal alles. God sê selfs, the way you treat people is the way you treat me. Wat ook al jy in die armes en die weduwees en die en die dit en die daai en hy maak jy lys en sê, wat jy aan hulle doen julle aan my. If you really want to serve Jesus, you've got to serve people. That's the only way you can serve Jesus. Johannes 13. God gives us the new commandment, a new way of life. Die band, julle kan my join as julle omgee. Now I'm giving you a new commandment. Love each other. Love each other. This is the new way of life. Vergeet van die 10 gebooie, vergeet van die moeds en die moenies nie. Ek wil net hê julle moet hierdie een ding doen. Let my love abide in you, and may you love one another, just as I have loved you. You should love each other. Your love for one another will be the proof that to the world that you are my disciples. Your love for one another will be the evidence that you are my children. But it is impossible to love people if you don't know how much the Holy Spirit loves you. You cannot give what you don't have. You cannot give what you don't have. So if I feel like loving people is an effort to me, I need to meditate on His love for me.
That's it. Die Heilige Gees is nie rocket science nie. Hy is nie moeilik om uit te figure nie. Al wat jy moet weet, is hoe lief hy vir jou is. He loves you. He's for you. He wants to set you up. En alles wat hy doen, is tot jou voordeel. He is so good. If life becomes a struggle to you, I'm suggesting today you have forgotten how much God loves you. As lewe vir jou moeite raak en dit voel soos 'n las en 'n gat, dan sê ek vir jou hart is nie vol van God se liefde nie. As jy vergeet hoe lief die Here vir jou is, dan mis jy alles. Romeine sê, ek dink Romeine 8, julle kan hom op die bord sit, dis Romeine 8 vers 14. For all who are led by the Spirit of God are children of God. So you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Adopted means accepted. And now we call Him Abba, Father, Baba, Baba. He's no longer a stranger to me. He's no longer a familiar but yet a strange person to me. I know Him. I know His voice. I am His child. I follow Him. I respond to Him. Hy is my pa. Ek ken en ek weet wat lê op sy hart vir my. I know Him. I can see the plans He has for me. I cry out, Abba Father. Vers 16 sê, for His Spirit, die Heilige Gees, joins with our spirit to affirm that we are God's children. En die Heilige Gees sprong die in jou, so 'n sterk sense of approval, so 'n sterk sense of acceptance, dat jy wil jy uitskree en sê, Papa, Here, dankie, ek is die seun. Hy druk dit op jou hart. En as jy regtig waar die Heilige Gees persoonlik ken, gaan jy nie confused wees oor hoe hy oor jou voel nie. Jy gaan huil van liefde. Jy gaan die trane gaan loop oor jou wange as gevolg van jy besefenis van hoe lief hy vir jou is. And you're going to cry out, Abba Father, Papa. If you miss that, you miss everything. Die nagmaal hier vanaand is die evidence van hoe lief hy vir jou is. Hierdie beteken dat terwyl jy jou rug op my gedraai het, toe jy nog 'n sondaar was in 'n put was vol sonde, ek het geweet, jy gaan my 'n paar keer nie kies nie, het ek nog steeds vir jou gesterf. My bloed het vir jou gevloei. Dit was die koopprys gewees. Daai is my slippie, daai beteken ek jou gekoop. My liggaam was gebreek sodat jy 'n heel lewe kan leef. Daai tafel is die bewys dat ek is lief vir jou. Giving you eternal life. En wanneer jy vanaand nagmaal gebruik, som jou vriende, jou familie, som jou man, jou vrou, mag jy voel hoe die Heilige Gees oor jou lewe kom en sy liefde vir jou pour in jou gees in, en mag jy die Heilige Gees nou oor die hele vertrek kom vul met sy liefde. En al wat jy moet nou net beleef is hoe lief hy vir jou is in Jesus se naam. Amen. Kom ons gee Jesus 'n handeklap. Hy verdien dit. Julle is welkom, kom ons beweeg uit, kom ons hou nagmaal saam. En dan gaan ons worship en sing, gaan hou nagmaal. Dank kom vir sy liefde.